Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 10 April vir verdere studie. God roep sy mense om sy karakter te verteenwoordig, maar om dit te doen, moet ons hom self ken. Die beste manier om hom duidelik te sien, ten spyte van ons sondige menslike oë, wat sy heilige en volmaakte weë te dikwels verkeerd verstaan, is deur sy woord, die Bybel, te ondersoek. Die volgende aanhaling gaan ons lees uit Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 5, bladsy 740, vertaal van Engels na Afrikaans deur ChatGPT. Al die vaderlike liefde wat van geslag tot geslag deur die kanaal van menslike harte gekom het, al die fonteine van teerheid wat in die siele van mense oopgegaan het, is maar soos 'n klein stroompie tot die grenslose oseaan wanneer dit vergelyk word met die oneindige, onuitputlike liefde van God. Tong kan dit nie uitspreek nie, pen kan dit nie beskryf nie. Jy kan daaroor nadink elke dag van jou lewe. Jy kan die skrifte ywerig deursoek om dit te verstaan. Jy kan elke krag en vermoë wat God aan jou gegee het aanwend in die poging om die liefde en medelee van die Hemelse Vader te begryp, en tog is daar 'n oneindigheid daarbuite. Jy kan daardie liefde vir eeue bestudeer, tog sal jy nooit ten volle die lengte en breedte en diepte en hoogte van die liefde van God in die gee van sy seun om vir die wêreld te sterf verstaan nie. Die ewigheid self kan dit nooit ten volle openbaar nie. Tog soos ons die Bybel bestudeer en nadink oor die liefde van Christus en die verlossingsplan, sal hierdie groot temas meer en meer vir ons begrip oopgaan. Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 5, bladsy 740, vertaal van Engels na Afrikaans deur ChatGPT. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Soos jy die eienskappe van God oorweeg wat jy hierdie week bestudeer het, watter een het die meeste jou begrip van God beïnvloed? Vraag nommer 2. Watter ander eienskappe van God kan jy bestudeer om jou verhouding met hom te verdiep en te versterk? Vraag nommer 3. Lees of luister saam met 'n familielid of vriend na Skrede na Christus hoofstuk 1 en bespreek dit saam. Watter nuwe insigte oor God se karakter en Jesus het hierdie hoofstuk jou laat oorweeg? Vraag nommer 4. Baie mense het 'n verdraaide prentjie van God, wat Jesus gekom het om reg te stel. Wat kan jy doen om 'n duidelike, akkurate prentjie van God se karakter te deel met die in jou invloedssfeer? Vraag nommer 5. Dink weer aan wat jy in Maandag se les geleer het. Alhoewel ons duidelik sondig en nie heilig is nie, maak die Bybel ook duidelike stellings oor God se mense wat heilige lewens leef. Lees 1 Petrus 1 vers 13 tot 16, Romeine 6 vers 22 en Hebreërs 12 vers 14. God is heilig en nooi ons om heilig te wees, maar wat beteken dit werklik om 'n heilige lewe te leef? 1 Petrus 1 vers 13 tot 16 lees soos volg. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Romeine 6 vers 22 lees, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe.
Hebreërs 12 vers 14 lees: Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Opsomming vir die dag. Van die begin van die skepping af het God begeer om in 'n noue verhouding met ons te wees. Alhoewel ons begrip van sy karakter die teiken van Satan se aanvalle is, openbaar God homself die duidelikste aan ons deur sy woord en deur die lewe van sy seun Jesus. Uiteindelik is dit noodsaaklik om 'n duidelike, mooi prentjie van God te hê as ons verhouding met hom wil verdiep. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Heer, ons het hierdie week 'n duideliker prentjie van U ontvang. Liewe Heer, ons het geleer hoe heilig U is. Ons het geleer hoe groot en hoe oneindig en hoe diep U liefde vir ons is. Ons het weer gedelf in die skepping, liewe Vader, en nog 'n paar dinge geleer. En ons het geleer dat U altyd met ons is. Liewe Heer, ons bid en ons vra dat indien ons nog 'n bietjie hulp nodig het, indien ons verstand nog nie geestelik oop is nie, liewe Heer, dat U met ons mag wees, dat ons hierdie dinge ernstig mag opneem, dat hierdie belangrike aspekte mag insink, liewe Heer, dat ons wil, U wil mag word. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.